Hartlike goeiemôre aan ieder en elkeen van julle. Kyk julle, dis lekker winderig hier in die Kaap. Dis naweek. Oor 'n maand en 'n week is dit Kersfees. Kan julle dit glo? So vandag gaan ek vir julle wys hoe maak ek 'n gemmerpot pudding. Dis vinnig, maklik en heerlik. My oupa het op die plaas vir ons soveel kere potpuddings gemaak op sy koolstofie. So kom ek wys vir julle hoe maak ek hierdie pudding. So van my followers op TikTok het die stroop die helfte gaan aanmaak en hulle het gesê dit het droër uitgekom. So ek love om die pudding in 'n hardpot te maak. Hy vat net langer om te kook, maar hy werk lekker. So in my pot gooi ons 200 gram margarien, julle ons love Rama. En dan 1 koppie appelkoeskonfyt. Alles het so duur geword in die lewe, so dit is soveel goedkoper om jou eie te maak. So eendag sal ek vir julle wys hoe maak ek my blou bessie konfyt, julle oor 'n bagel. Dis ontsettend lekker. Ek sal dit elke naweek eet. So hierdie gaan ons net op die plaat sit tot dit smelt. Dan wil ek ook hierdie met julle deel. Julle, ek gebruik ontsettend baie kaneelgemmer in hierdie huis. So dit werk jou goedkoper uit as jy groot mate koop. So ek het 'n online winkel, gaan loer gerus daar. So ek sal dit onder by die beskrywing skryf en dan kan julle net daar gaan kyk. So julle, hierdie kook so lank, maar ek los dit op tot die appelkoesstukke heeltemal opgelos het. So die bottermengsel het alles mooi gesmelt en dan voeg ons die koppie melk by met die koeksoda in. Gaan net gou net weer goed deurklits. Dan roer ons hom deur. Hy maak so skuimerig soos julle kan sien daar. En dan gaan ons byvoeg 1 teelepeltjie sout, 2 teelepeltjies kaneel. Myne is sommer lekker opgehoop. En dan 2 teelepeltjies gemmer. En dan voeg ek by 3 koppies koekmeel. En dan gaan ons hierdie net deurmeng. En dit is hoe vinnig dit is om die deeg te maak. En soos julle kan sien, dit is so mooi bruin. So ek het my deeg net oorgeskep in 'n mengbak, julle, want ek het hierdie pot nodig vir die stroop. So in my pot is 8 koppies water, sommer lekker warm water, dan gaan hy vinniger kook. En dan voeg ons 2 koppies suiker by. Sorry, ek skep met my regterhand, ek is eintlik links. En dan voeg ons weer by 2 teelepeltjies kaneel, bietjie verliefde en 2 teelepeltjies gemmer. So ek gaan hom net in die begin roer en hom los laat hy kook. En hierdie pudding julle ruik altyd so lekker. En hy sal nie 'n vlot uitkom nie. So die geheim is, jy moenie die deksel oplig die hele tyd wat hy kook nie. So ek roer hom net in die begin en nou gaan ons net wag laat hierdie stroopie kook. So die stroop begin nou te kook en dan vat ons sommer, jy kan 'n groot desertlepel gebruik. Dan skep ons net die deeg binne in die sousie, maar nie alles bo mekaar nie.
En dan sal ek julle ook eendag wys hoe maak ek sousklykies julle sonder dat die sousklykies toevou. Want my pa het glad nie daarvan gehou as sy sousklykies of sy potpourri toegevou het nie. En dit ruik klaar heerlik. So sorry julle, ek sorg dat ek hierdie pot leeg skrap. En nou gaan ons die deksel opsit. En ek sit my plaat dan op nommer 3. So hierdie julle moet prit op medium hitte vir 30 minute. As jy hom vroeër gaan oopmaak, gaan hierdie toevou. So ek kook nou 30 minute. Julle, ek het sommer my foon in my hand dat ek vir julle mooi kan wys hoe lyk die pot gemmer potpourri. O, julle, kyk net daar. En dit ruik ongelooflik lekker. En nou gaan ek julle wys hoe lyk die pudding in die binnekant. So hierdie pudding is heerlik saam met roomys, vla, styf geklopte room, julle sommer al 3 ook. En daar is meer as genoeg sous binne in hierdie pot. Grom my maag nou julle. So ek gaan net oopbreek en vir julle mooi wys hoe lyk dit in die binnekant. Glad nie toegevou nie. Julle probeer gerus hierdie pudding en geniet hom.